Hallo Duet, dis lekker om met julle te gesels vandag. Ons is op die nippertjie van ons vastydperk wat vir ons voorlê en ek vertrou en hoop dat jy al besluit het of jy 'n bietjie wil vas saam met ons hierdie jaar. Hierdie video is net om jou te herinner, ons het nou Sondag die 26ste, het ons visie Sondag, bring jou piknikmandjie, bring jou vleis saam en jou bykos. Ons het 'n paar potte pap en ons gee die vure en Sondag die kinders gaan saam met ons deel wees en ons het een groot gemeentefees en celebration. So moet asseblief dit nie misloop nie. Ons deel ook bietjie daar wat se Here se hart vir die gemeente en waarop gaan ons fokus. So jy kan nie bekostig om dit te mis nie. Maar baie belangrik saam met dit, het ons dan ook 'n vas wat begin die 26ste. En ons vas vir 3 weke en baie mense het vra, wat doen ek en hoe werk hierdie storie as jy dalk nog nooit probeer het om te vas nie en wat moet ek doen? En moet ek as op my kop gooi en sakklot aantrek en my klere skeer en asseblief moet dit nie doen nie, jy het nie nodig om dit te doen nie. So hierdie video is 'n baie kort video om jou te herinner aan Visie Sondag, maar ook om vir jou te sê dat ons het 'n prioriteit op vas. En as jy oorweeg om te vas en jy wil hierdie uitprobeer, wil ek jou aanmoedig om die volgende te oorweeg. Vas in die Bybel was nog altyd 'n geleentheid vir die Here om met die mense te connect. En jy sal met my saamstem, die tyd waarin ons leef, net soos die tyd waarin hulle geleef het soveel dinge wat ons aandag aftrek. Ons is baie keer so besig dat ons tyd saam met die Here, as jy tyd het saam met die Here en genoeg tyd maak, is so sukkel om in die gang te kom. My kop is vol van alles wat nog gedoen moet word en al die bekommernisse baie keer, dat ons nie regtig effektief by die Here uitkom nie en dat ons nie genoeg tyd saam met hom spandeer nie. En dit is vir hom 'n prioriteit, want ons praat van God as 'n verhoudingsgod en dat hy met ons 'n verhouding wil hê. En verhouding beteken tog konneksie, dit beteken tog tyd, dit beteken kommunikasie, om mekaar te hoor. En daai tipe van goed is baie moeilik om regtig te vloei in ons lewens as die stem van die samelewing en die prioriteite in ons eie lewens, maar ook ons besige skedules so groot prioriteit raak dat die tyd saam met die Here afgeskep word. So as jy wonder waaroor gaan vas, dis waaroor vas gaan. Vas gaan oor herbelyn myself om te connect met die Here. Dis die beste ding wat ons kan doen. Geen bediening, geen kursus, geen kamp, geen konferensie, geen preek is so belangrik soos om in ons eie lewens seker te maak dat ons lewe belyn om 'n beter verhouding en meer konneksie met die Here te hê. Dit is ook nie net goed vir ons nie. Dit is lekker. As jy iemand leer ken vir wie jy lief is, dan is dit lekker om tyd te spandeer. Dit is lekker om tyd te maak. So mag jy miskien hierdie jaar, as jy dit nog nie probeer het nie, begin vas en verstaan dat die Here deur 'n vas ons eintlik nader trek aan hom. Ons dink baie keer dat ons kyk net vir hom, maar daar's 'n naam van God in die Bybel, El Roi. En dit het die Here gesê vir Hagar. Toe sy in die woestyn was met haar kind weggejaag deur Sara, Abraham se vrou en toe het God homself aan Hagar bekend gemaak as El Roi, die God wat jou sien. En dis so mooi, sy het hom die naam gegee want sy is weggejaag en hier sit sy in die woestyn en hier verskyn die Here en haar en praat met haar. En toe sê sy, U is El Roi, die God wat my sien. En ek onthou verlede jaar met vas dat ek lekker gehardloop, geoefen nog en sommer net gebid en ek is eintlik honger want ons doen die Daniel vas. En dan praat die Here met my oor my. Dan sê ek vir die Here, nee Here, ek wil nie hoor van myself nie, want ek fokus nou net op U. En toe sê die Here vir my, onthou, ek is El Roi. You turn your gaze back to me, jy sit jou fokus en jou aandag op my, en dat dit wat terugkom is 'n fokus en aandag na jou toe, van my af. En so dit noem ons in Engels reciprocal love, soos ons investeer in ons verhouding met die Here, investeer hy in sy verhouding met ons, dis altyd tweeledig. So hoe vas 'n mens? Daar's verskillende tipe vaste. So jy kan 'n Daniel vas doen, wat beteken in baie kort, is eintlik baie meer detail, maar dit hoef nie so tegnies te wees nie. Jy kan 'n Daniel vas doen, wat beteken jy gebruik geen suiker, preserveermiddels en vleis nie, in baie kort, en diereprodukte nie. So dis vrugte en groente, en dis vrugte en groente. Omdat tee 'n natuurlike produk is, drink ouens tee sonder melk en dis maar so 'n bietjie bitter, maar dit is 'n ongelooflike goeie manier om in hierdie tyd te fokus, want dit is om iets op te gee. Ek sal nou meer daaroor sê. Tweedens, jy kan 'n watervas doen, wat beteken jy vas net van kos en koffie en alles, jy drink eintlik net water. As jy dit nog nooit gedoen het nie, wees versigtig om vir die eerste keer 21 dae te doen of 7 dae te doen.
Dit is nogal 'n ding wat rof is op 'n ou se liggaam, maar dit is iets wat maak dat 'n ou regtig, as jy ernstig is dit iets wat jy kan probeer. En dan laastens, baie mense het nog nooit gevas nie en daar's ander gewoontes en dinge wat so keer dat dit amper moeilik genoeg is om te sê kom ek begin my kos. En ek praat nou spesifiek van kinders, Daleen gaan vir ons bietjie meer leiding gee oor vas in gesinne, maar ons tyd op skerms en voor TV's en op ons telefone en in sosiale media en suiker is 'n baie goeie kombinasie as jy vir die heel eerste keer vas en nie weet of jy dit gaan maak om nie te eet nie. Wil jy nie jou koffie en jou alle ander drankies behalwe water en tee en jou screen time en jou suiker opgee nie. Dis nogal 'n rowwe een alreeds as jy nog nooit gevas het nie. Kies om 21 dae dit op te gee en elke keer as jy honger raak of watter vas jy ook al doen, elke keer as jy lus voel om 'n movie te kyk, elke keer as jy op jou foon wil kyk, is dit die herinnering aan ons dat dit tyd is om te bid. Maak tyd vir die Here in die oggend, maak tyd vir die Here in die aand en deur die dag soos jy honger is, gaan om 'n hoek en sê Here, ek word herinner, ek's honger. Ek wil connect met U. Dankie dat ek kan vas. Dankie dat ek my fokus terug kan sit op U. Dankie dat U my ontmoet en dat ek ook uit U hart uit hoor wat U met my wil deel. Dit is wat vas is in baie kort. Dit gaan nie oor ons nie, maar soos ons fokus op die Here sit, bring hy sy fokus ook na ons toe. Ek wil jou uitnooi, nie challenge nie. Ek wil jou uitnooi om iets te vas. En as jy al gevas het, wil ek jou uitnooi om meer te vas as wat jy verlede jaar gevas het. En om in 21 dae se tyd regtig die Here se hart te soek, dat dit wat ons 'n verhouding kan geniet, ook dat jy die seën daarvan in jou lewe kan beleef. Deur vir 'n tyd lank dit wat die vlees voed op te gee, sodat jy dit wat ons gees voed, meer van kan hê. Join ons vir ons vas en ek sien jou Sondag die 26ste. Ek sien uit om hierdie tyd saam mee te bid. Baie belangrik en ek sluit hiermee af. Donderdag aande het ons in ons gebedskamer 'n gemeente gebedsbijeenkoms vir die 3 weke wat ons vas. Maak seker jy mis dit nie. Hardloop in 6 tot 7, 1 uur van gebed. Kom bid saam met die gemeente terwyl ons almal saam ons fokus op die Here sit. Be blessed.